Salig van nou aan in die oor van die Here is die dood van sy geliefde. Moenie ontstel wees nie, glo in God, glo ook in my, want in die huis van my Vader is daar baie woonplek. Maar ek weet dat my verlosser leef en dat hy eendag by die wederkoms my saam met hom ook sal neem. Die Here is naby die wat gebroken is van harte en die troos die wat verslaan is in hulle gees. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here.
Lieve gemeente, broers en susters, terwyl ons dan met mekaar so saam staan, kom ons word dan ook voor die aangesig van die Here stil en dan vra ons ook God se stem op ons lewe vanoggend. Onveranderlike God en hemelse Vader, Here, baie dankie vir die geleentheid en voorreg dat ons Here vanoggend het om met mekaar so saam te kan kom in die heilige teenwoordigheid. Ja, Here, ons doel van ons bijeenkoms mag vandag nie een van die mees gemaklikste bijeenkomste wees nie. Maar Here, oral waar ons in die naam vergader, is ons verseker van u teenwoordigheid. En Here, ons weet dat u ook vanoggend hier in ons midde is, om Here hierdie bedroefde familie te kom ondersteun, hulle by te staan en dan ook saam met hulle te kan wees. Dit beloof u vir ons in Psalm 34 en vers 19 wanneer u sê, ja, die Here is naby die wat gebroken van hart is. Mag hemelse God en Vader hierdie bedroefde familie God se tasbare nabyheid ook vandag hier ervaar en beleef. Maar mag hulle ook God se genade ook Here aanskou om die wyse hoe u ook dan saam met hulle gereis het hier op hierdie lewe deur broer David Rousseau. Wil u toelaat, Here, dat ons en alles wat vandag hier gebeur, God verheerlik, God verhoog, maar op 'n besonderse wyse, dat God ook op ons vanoggend sal kom nader. Sien ons samekoms vanoggend hier vandag, as ons dit bid, met soveel afhanklikheid. Amen en amen. Geliefdes, u mag maar die sitplekke inneem. Bedroefde familie, vriende, Auntie Lola en die kinders, ons wil dan ook by hierdie geleentheid vanoggend vir die een en elkeen hartlik welkom heet by hierdie wegsend en afskedsdiens van broer David Dirk Rousseau. Terwyl soos ek vanoggend in my openingsgebed gebid het, is die gebed van ons hart, dat u ook in hierdie moment God se tasbaarheid mag ervaar en beleef. U verseker wees van 'n God wat by ons staan, wanneer ons deur 'n dal van doodskade weer ook al mag gaan. U verseker mag wees van 'n God wat ons swakke hand in sy sterke hand vashou. Mag ons, liewe broers en susters, begrafnisgangers, ook God so ervaar en beleef. Liewe vriende, ons het saamgekom om ons laaste eer aan broer David te kom betoon, maar ook om op 'n besondere wyse die familie te ondersteun. En ons versoek u graag om dan ook die erediens met daardie nodige agting en respek te hanteer. As u nie op bystand is of 'n nooddienswerker is nie, vra ons u tog asseblief om aan u selfoon af te skakel om enige steurnisse tydens die erediens te verminder. U
u dan eerste keer by ons kerkgebou is, u sal die applisie geriewe aan u linkerkant, dis nou my regterkant vind, net so aan die agterkant van die saal, sal u dan gebruik kan maak van die applisie geriewe. Liewe bedroefde familie, vriende, kom ons begin dan met hierdie erediens in die naam van die Here. Ek groet u vanoggend met die woorde van Matteus hoofstuk 5 en vers 4 wat vir ons hierdie versekering gee. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Mag u as 'n bedroefde familie ook God se troos, God se omarming, maar ook God se nabyheid vandag hier ervaar. Amen. Kom ons antwoord op die seëngroet van die Here en ons sing dan met mekaar saam Gesang 29 wat op die skerm sal verskyn. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig, my redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u. As u kan staan, sal u asseblief met ons staan en met al die verse saam sing. Amen.
Die familie het dan persone identifiseer, wat dan ook namens hulle vir ons 'n kers van herinnering ook vanoggend hier aan gaan steek. En ek vra dan graag vir die volgende persone om dan na vore te kom met uitkies van die name, om dan ons graag 'n kers aan te steek. Terwyl ons dan die kers aansteek, André sing ons met mekaar baie bidend en stil saam. Wees stil en weet, ek is die Here. Persone wie aangewys is Fanny, Dirkie, Betty, Elsabeth, Nella en dan Katrina. Ons sing met mekaar baie Ons sê nou baie dankie vir die persone namens die familie. Van ook vanoggend vir ons hier 'n kersie in nagedagtenis aan broer David aangesteek het. Wanneer ons vanoggend bedroefde familie Antiola hierdie kersie aansteek, steek ons dit aan in die woorde van Johannes hoofstuk 1, van Jesus Christus wat na die wêreld gekom het om lig vir die wêreld te kom wees. Met Jesus se koms as lig na die wêreld het alle vorme van duisternis uitgedoof en elkeen van ek en u aangesteek saam met hom ligdraers te wees. So glo dat broer David in sy lewe 'n bepaalde lig in elkeen van ons hier vanoggend teenwoordig geplaas het. Wanneer ons vanoggend hierdie kerse aanskou en aansteek, steek ons dit aan juis oor hierdie onuitwisbare lig wat in elkeen van ons lewens geskyn het. Mag dit vir ons vanoggend ook troos bring dat hy 'n werk op elkeen van ons lewens gemaak het. Ons gee vervolgens 'n geleentheid vir André, wat dan namens die familie vir ons 'n paar woorde van hulde sal spreek. Baie dankie, André. Goeiemôre aan die dankies, VGK gemeente, julle Sou en Wasso familie en al die extended familie, vriende,
walvriende, kennisse en begrafeniskinders. Eerstens wil ek met dankbaarheid, ons dankbaarheid, as familie, uitspreek aan die Hemelse Vader. God se tyd is nie mense tyd nie. En God se werke is nie mense werke nie. Ons is pas uitgespaar vir 84 jaar. Dit op sy eie. Bly 'n seëning, vir homself, bly 'n seëning vir ons as familie. Dat ons soveel tyd met hom kon saam spandeer. Een ander seëning wat aan die saam gaan. Hy is gevrywaar om enige kind of kleinkind of agterkleinkind te begrawe. Enige pa wat daardie seëning kry, sal verstaan dat op sy eie is dit al iets blessing. En dan ook is hy gespaar saam met sy eggenoot, my ma. Salotre sal, hy sê dit altyd so mooi, ons het ook altyd Salot, vind ons uit, dit is eintlik Salot, dat hulle voorwaar bewys, dat as jy die belofte maak oor die kansel, tot die dood ontskei, is dit 'n wesenlike, lewendige voorbeeld, tot die dood ontskei, en dit op sy eie ook, mama, dit is 'n blessing. En dit sê ook, as jy die blessing stel van die dood, behoort dit nie so te hartseer te wees. As ook die goeie dinge wat ons sien in ons ouers en ook dit wat God aan hulle toegelaat het, vir ons gegee. Die oorblywende familie, natuurlik die eggenoot Salot Rousseau, 6 kinders wat hy agterlaat, dat gaat nu die name so lees, Noel, Kobe, Dan, Andrei, Mie en Kobe, Mie en Annelie, en dan wil ek ook spesiale dank sê hier so aan Dan, sy regte naam in die blaadjie is Piet Hatzenberg, dit is ons broer, dit is 'n seun van papa, en hy het die geleentheid gekry om die laaste woorde nog met dansie aan te kan sit en dinge reg te maak. En ons het hom beloof dat ons sal voort beverhouding doen. En ons sal nog vertel van ons gedeelte wat hy gemis het. Ons sal dit doen. En die manier hoe hy dit, die versoening daar was 'n versoening wat vir ons baie verbredend gemaak het as 'n familie. En dit is ons as belangrik dat ons dit so stel. En dankie daarvoor. En baie interessant. En dan het ons ook ander 2 mense wat papa en mamma ingeneem het in 'n tydperk ook waar dit moeilik gegaan het. Angeline, waar maar lede was. Die meeste mense ken haar as Nankas. Dit sê vir tyd by ons gebly. En dan Barbie ook, Barbie van Doris, het ook oor tyd daar by ons kom bly. Dit beteken ook dat ten spyte van die huis wat daar reeds vol was met 5 en 'n 2 vertrek, was er nog altyd plek vir nog. En dan het ek ook agtergelaat 11 kleinkinders en 4 agterkleinkinders, soos ek reeds aangedui het, dat hulle almal is nog daar. En dan het ek 3 susters en 1 broer, dat gaan maar weer, sê soos ons het ken. Dit is Nana, en die Betty, en die Bee, en Uncle Fanny. En ek moet dit bysê, die jongste van hulle, en die Bee van die sisters, is reeds 70. So dit sê ook vir jou tydperk van dit lyk asof die familie lang leef. En toe ben ek so optelling, dan noem ek dit vir my ma en ma sê, my kind, jy moet een ding onthou, daar was die fokkies betrokken. En ek maar kennis nie dink om in die familie is, dit gaan dood ook toeval. En dan wil ek iets op agtergrond hier oor papa. Hy was 'n musiekman en hy was 'n duiwelboer. Ek weet nie in die 60s en in die 70s het hulle 'n band gestig in Koor.
Ek dink ek weet nie of mamma daar betrokke was, of hulle moet daar begin het, of wat nie. Maar Encore was by met hulle disco band in die begin, en later het ek oorgegaan na 'n langarmband. Maar musiek was maar reg deur sy lewe deel van hom. En hy het later die langarmband gestig, Archoilis. En Archoilis was die betekenis van die band was klank van die berge. En dit was nou 'n tydperk waar ons redelik nou al in ons ouderdom was, en dit was saam met hom die commensie van die vertonings gaan bywoon. En as julle op die blaadjie kan sien daar, die een waar hy so lekker kry as ek vertel. Dit is deel van die Archoilis kleredrag daar. Ons sal ook later van die prentjies sien. En dan was hy Duiweboer van 1906, van 1960 wat ek wil sê, van het ek my oog opgemaak het, was daar duiwe in ons lewe. Ek weet meneer Lekei, wat by die laerskool de Villiers was, het al nie gesê, maak jy saak wat die opstel daar opkom nie. Die opstel eindig by duiwe. Maar dit was hoe ons, duiwe was deel van jou lewe. Want jou pa was deel van jou lewe. En dit was sy passie. 'n persoon wat ek moet uitsonder daar was 'n Leon Standaal. Omdat Leon ook 'n duiweboer was. En hy was ook 'n musiek van formaat. Het hulle twee baie spesiale bond oor 'n jare gevorm. Hy is vandag in Kimberley. Ek weet sy hart is nie. En het ook kom in jou daar so by papa. Altyd nou nie meer by die duiwel betrokke nie. Ek dink Leon is nog iets nie seker nie. Maar deel van daai duiweboer, my pa altyd elke week, maak nie saak of hy nou die week wen of nie gewen het, maar elke week as hy Vrydag was noem met rubber, dan jy die duiwe met rubber, en dan jy hom wegstuur daar Kroonstad toe. En jy maak nie of hy die huis toe vir my kom. Ek kon nie op sy eet gestuur. Maar dan het hy geglo dat sy duif sal nie huis toe kom nie, maar hy sal een of ander tyd sal hy wen. Al het dit kom heel lang gevat en was net een keer. Maar elke Vrydag het gegaan na daai duiwe plek. Het die wete dat dit gaan kom. En deur dit het ons baie selfgeloof geleer dat 'n mens moet glo. Jy kan nie opdaag en sê die manier wat dit kan niks gebeur. So daai gedeelte is nog iets wat my vasgevall het, of ons bygeval het. En dan Dawid as die pa. En ek sê dit in 'n konteks hier, die familie wat ons met hom groot geword. Hy was natuurlik 'n dissiplinêr. As ons daar terugkyk, die pakslaaf wat ons gekry het, kan hom nie oorkla nie, want jy terugkyk aan daar, jy vir jouself sê, maar dit nogal gewerk het op maat. En dit het nogal vir ons beter mense gemaak. En ja, dit was goed. Dit was goed. 'n groot gedeelte van ons vormingsjare, sal ek sê, het ek begin in 1981. 1981 het die Wes-Indiese cricket span, Wallace Skim, Travis de Klerk, vir die wat dit ken, het kom toe in Suid-Afrika. Vincent van der Bijl was nog een van die bouwers daar. En die Wes-Indiese span het gekom en hulle het Afrika oorrompel, wil ek so sê. En dit was nog diep in apartheid, maar hulle het hulle oorrompel. En van daai dag af speel ons cricket. Ons het in die pad cricket gespeel, ons het waar jy met die tennisbal op ding kan kry. En later het ons gaan cricket speel by die klub. Maar dit was 'n totale deel van ons opvoeding. En ons het 'n paar daai pad saam met ons gestaan. En dit is vir my 'n baie belangrike ding waar jy as die ouer. Jy moet betrokke wees, jy moet teenwoordig wees, en jy moet kan kommunikeer. Ons het vergaderings bygewoon, ons het om dinge gaan reël vir die cricket, ons het 'n span gevorm, die span wat ons gespeel het was Caprivi. Caprivi, weet mense weet nie, as 'n Caprivi strook, net so daar buitekant Namibië. Suid-Afrika het op daardie tyd oorlog gemaak daar so op die Caprivi strook. En een van die spelers het teruggekom daarvandaan, en hy het gesê, maar hoekom noem ons dit Caprivi? Want daar was oorlog gemaakt. Ons gaat oorlog maken op die cricket. En my pa was betrokke in daai
die hele tydperk wat ons cricket gespeel. Ons het op die stadium van die cricketmanne wat weet het ons natuurlik weggebreek ook van die Unie af, en die Unie wat vandag nog bestaan is, hy is die een waar ons weggebreek het. En hy het dit gevorm, saam met ons. En as ek terugkyk, het ons gevat, byvoorbeeld, na al die vergaderings toe was, miskien, as ek dit in perspektief kan stel, was dit al die begin van die interview, wat is in sport was. Want daai goed ek jou alles voorberei vir die toekoms. En dan ook, jy weet, as ons uitgedrag het op die cricketveld, dus ek sê, het geglooi van wen nie elke week. Maar as ons nou ook nie wen nie, dan moet ons nog op kajek praat oor, maar wat het julle dan nou gemaak gedaan? En my pa was een wat ons nou nie mag terughou. Hy het gesê wat hy dink, en hy het geweet waar jy staan moet. En daar was die debat rondom hoekom en waarom en waarom julle moes dit en julle moes dat gedoen het. En in 'n baie jonger stadium ook het ons oral waar hy gegaan. Dit is altyd oral waar hy gestap het jy saamgevat. En baie keer was daar kritiek oor waar hy ons saamgevat en wat 'n plek hy ons saamgevat. Maar hy het 3 seuns grootgemaak en hy het geweet wat hy dis daai 3 seuns wat hy nie af kan sê, maar ook het hulle slegte afgekom van daai plekke waar hy is saamgevat. Net dat sal kan jy sê. En ek voel in alles wat hy daar probeer doen het, veral waar groot geword. Veral waar groot geword. As dit belangrik. Dat jy moet vir jouself skerm. Want hy het homself geskerm. In 'n tydperk waar dit nodig is. En as man in konteks kyk na vandag, dan is dit kan dan toe van 'n huis. Nou gaan al die papa weer van van mamma. Maar raak dit 'n groter probleem as wat dit reg is. Waar hy vir ons laat verstaan het, die enigste keer as jy huis toe kom, en iemand het jou geslaan, is as hy groot is, en hy is ouer is, maar as hy jou saai is, dan slaat jy terug, en jy kan hy nie op, maar jy slaan terug. So jy moet vir jouself skerp, dit was die konsep wat jy probeer thuisbring, jy moet vir jouself skerp. En dan Annelie en my is ook later toe geforceer, op betrokken te raak by die cricket, hulle het die kiesig gehad, maar was toe 'n cricketspan, vir damespan, en hulle het betrokken geraak. Maar daar was al die verskil tussen hoe hulle natuurlijk na omgesien was in die seuns. Dus Annie het sê, my was die eerste keer, en pap op die bike gekomen, toe gaan kyk waar staan sy, en wie staan sy. Maar hy wil weet, met wie sy kinders betrok. Hy wil weet waar loop sy kinders. En Annie was klein bietjie met 'n sagte omstandighede, want Annie was 'n bietjie uitgesloop. Ja, Annie die sal deur verloop natuurlik, maar daar was net 'n klein bietjie sag. Ek dink nie was die eerste. Maar deel van dit was hy het uitgekyk, want hy was streekloos. Hy het geweet daar buite aangaan. En dit is om hy daardie houding nog ingeneem, want mense moet my kyk vir jou kinders, as jy weet. En al vandag se tydperk, is dit nogal 'n faktor wat mens as ouer moet in ag neem. Oké, dan in kort, as ons dit saamvat, wil ek sê, ons as kinders kan vandag sê, so staan ons kan sê, en weer eens, daar het daar uitgemis, dat hy was teenwoordig in ons lewe, hy was betrokke in ons lewe, en hy het gekommunikeer oor ons lewe en oor sy lewe. Ek kan jy vertel 'n ander storie ook, hoe hy trou, hoe laat hy was, gewoonlik om die breek laat, maar ons weet van, hy het laat gekom en hy het dit vertel ook. Dit was nou 'n redelike lang tyd. Maar vir ons wat was, dit was goed om te hoor, jou pa en jou sit, en jy kan my vertel van die tyd die jy nog in beplanning was. So, hy was 'n straightforward person, straightforward en opreg, en jy het presies geweet waar jy met hom staan. En
dit is hoe hom sal onthou. Ek glo dit is hoe ons familie hom sal onthou. Om terug te keer weer na Salottershout. In 2002 het my pa strook gekry. As ongelukkig nie sy volle van die strook herstel. Maar mama het hom versorg. Van daai eerste dag af tot die laaste wat hy langs haar in die bed sy laaste asem uitgeblaas het. Dit is 'n voorbeeld van formiddelike opregte vrou wat nie weggehaal het toe dit moeilik was. En dit, mama, sal vir ons 'n voorbeeld wees tot in die vandag. En ons sal die beste probeer om dit vorentoe te vat. Maar dankie vir dit. Ons as gesin en familie neem kennis daarvan. Baie dankie. Ons baie dankie aan André vir daardie pragtige oorsig wat hy dan vir ons so daar gegee het van sy pa, broer David. Geliefdes, vervolgens gaan ons dan kyk na 'n slideshow wat deur die familie voorberei is. Ek weet nie, Danica, is daar iets wat jy nog eers gaan sê voordat dit gespeel word nie? Of kan ons dit maar net speel? Kom ons kyk na die slideshow wat die familie vir ons voorberei. They nailed him to a cross, not in a palace, not in a temple, not among leaders or kings, but outside the city where criminals were taken. He was placed between two thieves, two men condemned by law, two men whose stories had already been judged. No crown around him, no honor beside him, just guilt on both sides. He did not die with priests. He did not die with apostles. He did not die with the respected. He died with sinners. One of the criminals looked at him. If you are the Christ, save yourself and us. Even in his final moments, still demanding, still doubting, the other turned and spoke. Do you not fear God? We are receiving what our deeds deserve, but this man has done nothing wrong. In the middle of pain, in the middle of pain, in the middle of judgment, he saw something. Not just a man dying, but a man who did not belong there. Then he said something simple. Jesus, remember me when you come into your kingdom. No long prayer, no explanation, no time to fix his life. Just a request, remember me. And Jesus answered him, truly I tell you, today you will be with me in paradise. Not tomorrow, not after proving anything, not after making things right. Today, he did not come down from the cross, he did not escape death, but he did not die forgotten. This is the story, a man who lived wrong, reached the end, and in his last moments found the right place to look. Sometimes life doesn't give you time to fix everything. Sometimes you don't get another chance to rewrite your story. But grace does not wait for perfection. It meets you where you are. He was not baptized that day. He did not join a church. He did not live long enough to show change. But he believed, and that was enough. And look where Jesus was. Not surrounded by honor, but surrounded by broken people. Because that is where he chooses to be. So if you feel far, if you feel like your life is already decided, if you feel like you missed your moment, remember him. A thief, a criminal, a man with no time left who found mercy in the
remember me, that was all. And it was enough. Because the one who hung between sinners came for them. He did not die with kings, he died with us. And even there, he was still saving. Remember me. Vriendjes, kom ons word stil in gebed. Dan vra ons vir Andre Joseph om dan vir ons te bid om die woord aan die Here. Kom ons bid saam. Almagtige God, Hemelse Vader, Here, wanneer ons kom stil raak voor die troon van genade, Here, waar ons nou die woord gaan lees, Here, geef ons nou op in die ore en ontvankelijke harte. Here, hy wat die woord gaan bring, wil die vir hom kom toevoeg, Here, in die kostbare bloed, en kom wegsteek achter die kostbare kruis. Here, en wanneer jy nou vir ons gaan bedien met die woord, Here, kom geef vir ons absolute stilte en vrede. En wanneer jy seens deur, gaan ons een voorbij neem. Ons aangeraad baie dankie gee. Amen. Vriendjes, ek wil baie graag 'n paar gedagtes met ons deel uit die evangelie van Johannes hoofstuk 11 vanaf verse 17 tot en met verse 28. Johannes hoofstuk 11 vanaf verse 17 tot en met vers 28 en ek lees uit die 1983 vertaling van die teks. Toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem omtrent 3 kilometer en baie van die Jode het na Martha en Maria gegaan om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gehardloop, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus: Here,
as U hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Maar selfs nou weet ek dat God U alles sal gee wat U van hom vra. Jesus sê toe vir haar, jou broer sal uit die dood opstaan. Maar Martha sê toe vir hom, ek weet, hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. Vers 25, toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom. Ek glo vas dat U die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Nadat sy dit gesê het sy haar suster Maria gaan roep en saggies vir haar gesê, ons leermeester is hier en hy roep jou. Tot sover die woord van die Here. Antilola, toe ons nou dink in die voorbereiding van hierdie boodskap van vanoggend, is die gedagte wat by ons opkom by hierdie preek, by hierdie gedeelte, troos. Troos in die dood. Ons lewe in 'n tyd waar dit egter soms moeilik is om binne die dood getroos te kan word. Want die dood maak ons seer. Dood maak ons weerloos. Dood bring vir ons op ongemaklike plekke waar ons nie beheer oor ons eie emosies het nie. En dan voel dit soms vir ons asof ons op 'n ontroostbare plek in die lewe gekom het. Soveel jare het ek met my eggenoot saam gespandeer. Soveel wonderlike herinneringe saam met ons Vader gekweek. Soveel pragtige familieoomblikke as 'n gesin, as 'n uitgebreide familie, en ewe skielik word jy nou weerloos in die donkerte van dood gelaat. Want jy sien, broers en susters, dood bring 'n gruwelike ontwrigting. Dit ontwrig ons normale roetine. Die dood oorwrig ons lewe, want hiervandaan vorentoe is ons lewe nie meer dieselfde nie. Antilola, as ons vir ons gesê het, ek maak hom nie meer toe langs jou nie. Daar's nie meer 'n rolstoel wat in die oggende langs die bed gestoot moet word om hom in sy sitplek te kry. En so word ons lewens ontwrig, ons lewens word verander, en dan wonder 'n mens, kan jy dan te midde van hierdie ontwrigting getroos word? Antwoord hierop is ja, God troos ons in die woord. Wanneer ons, broers en susters, die woord van die Here deurlees, dan is dit duidelik dat God 'n verskriklike behaag het wanneer ons lewens gruwelik ontwrig word. Wanneer die normale roetine van die mense ontwrig word, het God 'n besonderse sorg en vertroosting. Dawid skryf in Psalm 23 en vers 4: Al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, sal ek nie bang wees nie. Troos, want God is by my. Hy skryf verder in Psalm 34 en vers 19: As my hart gebroken is, troos is God naby my. Selfs binne die konteks van die Nuwe Testament, wanneer ons ook gekonfronteer word in moeilike situasies of ontwrigtende omstandighede, troos God ons selfs daar. Matteus 5 vers 4 sê, geseënd is die wat treur, want troos, hulle sal vertroos word. Selfs binne die konteks van die evangelie van Johannes vind ons ook dat Jesus telke male sy disippels, sy gehoor, hulle wat hom agtervolg aan die nood in moeilike omstandighede vertroos het, selfs
by die dood. En dit lees ons hier in Johannes hoofstuk 11, wanneer ons te maak het met die dood van Lazarus, vir wie Jesus in elk geval ook baie lief was. Bybel vertel vir ons, liewe broers en susters, nadat Lazarus baie siek was, word daar boodskap na Jesus gestuur, terwyl hy in Betanië was, dat Lazarus, wie hy baie lief voor is, Lazarus is besig om te sterwe, Lazarus lê op sy laaste, Jesus, kom, sodat jy hom kan genees, kom, sodat jy Lazarus van die dood sou kon red. Maar inteendeel hang Jesus egter nog 'n bietjie aan. Hy tel hom so 'n bietjie in Betanië, want daar is 'n groter boodskap wat hy egter aan hierdie familie oor wil verseker, en dit is die troos. Bybel sê eers 4 dae daarna daag Jesus op by hierdie toneel. Jy kan jouself nou maar net indink hoe verbitterd hierdie bedroefde familie ook moes wees. Jy kan jouself maar nou net in die posisie indink, broers en susters, hoe teleurgestel hierdie familie ook moet wees, want hulle voel dat Jesus hulle in die steek gelaat het, Jesus hulle as te ware verstoot het, want ons het hom dan geroep. Hoekom het hy nie gekom nie? Martha, broers en susters, weerspieël hierdie woede teenoor Jesus, wanneer sy hom tegemoet gaan hardloop en vir hom sê, as hy maar net hier was, sou my broer nie sterwe nie. As hy ons oproep geantwoord het, as hy betyds opgedaag het, sou hy nog gelewe het. Maar troos Jesus haar, te midde van hierdie woede, te midde van hierdie ontwrigting en groot lewensverandering, troos hy haar met hierdie woorde en hy sê, jou broer sal uit die dood opstaan. Hoekom? Want ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hulle ook gesterf. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterf nie. Dit is die troos, bedroefde familie, wat ons in die dood het. Hoe lyk dit in die lig van hierdie vers wat ons nou gehoor het? 2 gedagtes rondom troos wat God vir ons gee by die dood. In die eerste plek, bedroefde familie, gee God te midde van die dood vir ons versekering wat vir ons troos gee. Luister, wat sê Jesus hier in vers 25 en die eerste gedeelte? Hy antwoord vir Martha deur vir haar te sê, Martha, ek is die opstanding, ek is die ewige lewe. Watter wonderlike versekering van troos moet dit nie ook vir Martha in daardie moment van ontwrigting ook wees nie? Watter broers en susters wonderlike troos moes dit nie ook vir Martha in daardie moment wees, toe sy dink dat dit die laaste merk van lewe van Lazarus was nie, dat Jesus kom en hy troos haar te midde van die dood met hierdie woorde deur vir haar te sê, ek is die opstanding en die lewe, en omdat ek die opstanding en die lewe is, sal jou broer ook lewe. Broers en susters, dis nie 'n wens wat God vir haar hier gee nie, dit is nie 'n skiet in die lug wat God probeer om vir hierdie familie, broers en susters, probeer om 'n bos belei nie. Nee, dit is 'n versekering wat Jesus hier gee. Hy sê nie, miskien sal ek opstaan nie. Hy sê nie, miskien sal ek die ewige lewe gee nie. Nee, hy gebruik definitiewe terminologie wanneer hy hier praat en sê, ek is. Hy vertroos haar deur haar die versekering te gee dat Lazarus se lewe nie by die dood stop nie, maar dat hy selfs na dit sal lewe. Familie, dit is ook die troos vanoggend by die afskeid van broer David. Ja, omdat hy God geken het, omdat hy in verhouding met die Here geleef het, is die troos dat God ook vir julle die versekering gee, dat ja, hy sal lewe.
lewe. Hy lewe nie omdat hy 'n goeie mens was nie. Hy lewe nie omdat hy 'n goeie egnoot, 'n goeie pa of iemand was wat betrokke was nie. Nee, hy lewe vanuit die versekering van Jesus wat sê, ek is die opstanding. So die lewe, broers en susters, na die dood kom nie van ons eie perspektief nie. Nee, wanneer ons sterwe, staan ons op in Christus. Daarom skryf die apostel Paulus aan die gemeente van Korinthe, om te sterwe beteken om afwesig te wees op aarde, maar om aanwesig te wees by die Here in die hemel. Want Christus is die opstanding en die lewe. En dit is vir ons 'n besonderse versekering wanneer ons met die dood gekonfronteer word. Dit is vir ons troos, want dit is vir ons voel asof ons lewe geherskik word. God sê, Jesus Christus is die opstanding en die ewige lewe. En dit verseker hy ons van. Nie net broers en susters, verseker hy ons daarvan deur sy woorde nie. Hy verseker ons daarvan deurdat hy vir ons fisies demonstreer. Alreeds het ons broers en susters die groot wonder van die eeuwige kerk herdenk en beleef. Dat Jesus Christus hierdie woorde fisies kom beliggaam op aarde, deur te gaan hang op Golgotha se heuwel en dan op die derde dag die dood te oorwin, sodat ons nie meer met vrees na die dood hoef te kyk nie. Dat ons nie meer, broers en susters, met angs die dood hoef te benader nie. Nee, dat ons nie die dood hoef te probeer wegwens nie. Inteendeel, hy staan op, sodat ons 'n versekering van die dood kan kry. Dat ons in hom opstaan en in hom lewe. Ja, broer David, broers en susters, mag dan sy oë hier op die aarde toegemaak het, maar hy staan op met Christus aan die ander kant en hy lewe tot in alle ewigheid voort. Wat 'n wonderlike versekering is dit ook nie vir ek en jy nie. Hy lewe en die lewe wat hy nou het is anders in die teenwoordigheid van God. Hy is gevry van sy siektestryd. Hy is gevry van sy mediese uitdaging, want hy staan op tot 'n nuwe realiteit wat nie met ons hier op aarde vergelyk kan word nie. En dit is God se troos vanoggend bedroefde familie. Ek is die opstanding en ek is die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. Wat 'n wonderlike troos moet dit nie wees om aan vas te hou nie. Maar nie net gee God vir ons versekering wat vir ons troos in die dood gee nie. God gee ook vir ons 'n verwysing waarmee ons kan werk. Luister wat sê die tweede gedeelte van hierdie teks wat ons mee saam deel, en veral verse 26. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Christus, broers en susters, laat ons die rigtingloos om hierdie lewe tot die ewigheid op ons eie te probeer te verwoord of te verstaan. Hy gee vir ons 'n verwysing waarmee ons kan werk. Deurdat hy vir ons sê, as ons in hom glo, sal ons ook die ewige lewe hê. Wat 'n wonderlike troos is dit dan nie vir ons as familie nie. Sodat wanneer ons vandag by hierdie begrafnis wegstap, ons 'n verwysing het waarmee ons ook saam kan gaan werk. Wanneer ons gekonfronteer word deur die ongemak van die ongemak van die wêreld, is daar van ek en u 'n verwysing waarmee ons kan werk. Ons die uitdagings, die ongemak, die donkerte van die wêreld kan oorkom
deur net in Christus te glo. Broers en susters, later in hierdie selfde Johannes sal Jesus dan ook saam met Thomas praat en vir Thomas sê, wat egter hierdie verwysing verder is, wanneer hy vir hom verseker en sê, ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die ewige lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Dis 'n noue verbintenis met die woorde wat Jesus ook hier aan Martha spreek wanneer hy vir haar sê om die ewige lewe te verkry, om op te kan staan na die dood en om in die opstanding van Jesus Christus Uself te kan verheerlik, moet ek in hom glo. Daar is weg tot die hiernamaals met die Vader sonder as om in Christus te glo nie. As ek in u, lieve broers en susters, ook die versekering van die ewige lewe na die graf wil hê, wanneer ek in u ook die begeerte het om op te wil staan na die dood en in die heerlikheid van Christus te mag lewe, moet ons ook in Christus glo. Ons moet hom ken, ons moet vriendskap met hom maak, maar ons moet ook ons lewe aan hom wy. Want elkeen wat lewe en in my glo, sê Jesus, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Wat 'n wonderlike troos, versekering om aan vas te hou. Dat ons selfs na die dood kan lewe. Dat ons selfs na die dood op kan staan. En ons doen dit in die opstandingskrag van Christus Jesus. Dus nooi hy ons uit, liewe broers en susters, bedroefde familie, om vriendskap saam met hom te sê, deur in hom te glo, sodat dit ook vir ek en u 'n realiteit kan word. Want hy verseker ons verder in Johannes 14. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. Die versekering hierin lê dat God ruimte vir elkeen van ek en u het binne die paradys van die Vader. Vraag wat ons mee saam worstel is, plaas ons eie lewe op weg na daardie destinasie. Die uitnodiging is daar. Rig ons lewe in, sodat ons dit kan behaal. Hier met die begrafenis van Dawid, sy wegsendingsdiens hier vanaf die aarde, troos God ons vandag weer, dat hy vir ek en u die ewige lewe wil gee. Maar help hy ook vir ons, deur vir ons 'n verwysing te gee oor hoe om by die ewige lewe oor te kom. Mag ons hier vandaan wegstap vandag en ook van hierdie verwysing in ons lewe gebruik maak, deur ons lewe te navigeer in die rigting tot die ewige lewe, wat ook vir ek en u na die dood op sal laat staan. Bedroefde familie, ja, ons roep vandag hier vaarwel, maar die vaarwel mag moontlik vir ewig bly, maar daar is troos dat ons eendag weer sal ontmoet as ons in Christus glo. Amen. Julle baie dankie vir die wyse wat u vanoggend ook vanuit die woord met ons kommunikeer. Gebed van ons hart is dat u die naprediker van hierdie onfeilbare woord ook mag wees. Dat wanneer ons vandag hier wegstap van hierdie kerkgebou, later van die graf, om ons so ons eie lewe weer voor te sit. Help ons om ons lewe, Here, so in te rig, dat ons ook die vertroosting en sekering van die ewige lewe ook sal hê. Dat Here, die dood vir ons nooit 'n ongemaklike plek hoef te wees nie. Die dood nooit vir ons duisternis hoef te wees wat ons probeer vermy of ontsnap nie. Ag, maar dat dit 'n wonderlike herenigingsbijeenkoms mag wees, waar ons met ons Skepper verenig word, om in die vreugde van sy ewigheid ook te deel. Ons het die versekering en troos, dat Broer Dawid ook
in hierdie vereniging reeds deel het, deurdat U hom saam met U in die paradys ook geneem het. Skenk ons genade, skenk ons barmhartigheid, om dan ook so te leef, dat ons eendag met U verenig. Amen. Geliefdes, ons gaan 'n geleentheid gee vir Niven en Saul, om dan vir ons 'n woord van bedankings na U te kom spreek. Baie dankie. Goeiemôre gemeente, graag ons almal. Dominee, ek wil net vir die bedankings vir ons afhandel. Ons as familie wil eerstens ons Hemelse Vader, God bedank vir die leeftijd wat hy papa vir ons gegee het. 84 jaar is 'n baie hoë ouderdom en nie alles is lekker. So goed te raak. Ek wil net so verder gaan. My rechternaam is ook David Rissam. En die hele opgezet nou in, ek wil nie verwarring veroorsaak nie, want ek het nou in die week met die versekering een beetje gesukkel om te eis, toe sê hulle vir my, David kan nie die eis instellen. Toe moet ek nou vooruit, kyk die eiendom ons verskil. Dat is die sien die, dat is die pa, ons die sê daar. Maar die 2 jaar was de nou en hy is dit. Anders was ek ook dit, was ek nie van mama nie. Oké, mense, dan, alles die wanneer mens gebore word, is die tyd wat jy moet huil. En wanneer jy sterwe, is die tyd wat jy moet bly wees. Want jy weet waar toe gaan, die persoon. So, dat is wel lekker gebreid het, maar dan lekker lach is. Waarom ek soms vraag met jezelf, hoekom God sekere mense so oud en ander nie? En in die tyd wat ek so die vraag myself vraag, die dinge, ek wil toch 'n bietjie gaan navorsing doen. Jy is dan kyk op YouTube en jy hoor allemaal goed. Ek hoor dat appel wat oor 60 is, nee, allemaal wat oor 60 is, dis die mense wat die Here in sien, wat hier nog moet wees, vir ons wat nog nie 60 is. Julle raai ons. Dis goeie mense wat die Here gesien het. Dankie vir julle ou mense. Dankie vir julle ou mense wat hier vandag is, wat op in die lewe is, wat daar in die gemeenskap is. Julle is die stempel uit die guidelines vir ons jonge mense. En toe papa 60 was, toe kry hy 'n stroke. En papa het nie gesterf nie. Hy het nog 24 jaar aangelewe. En ek wonder sê die Here te sê, David, hier, wat gaan ek met jou doen? Ek gaan jou rustig maak. En ek en jy gaan om mekaar gesels. Toch die 84. En ek dink, wauw, die Here is wonderlik, dit. Die Here is wonderlik. En ek het so staatjie gelees van Moses. Moses wat 40 jaar 'n herder was. En toe hy 80 was, toe sê die hom, nog gaan ek jou aanstel as 'n leier van die volk. En ek is getwyfel, hier is dit nie man. Die ding wat ouderdom nie, en Moses mense die 4 seer gewees, op 80 jaar oud. So die mense wat hoë ouderdom, dit is belangrik, vir julle is die belangrike mense in die gemeenskap, God sê ek gebruik julle. Die jonge span praat vandag, want dis wie doen gaan vandag. Dat is chaos. Dat is chaos. Ons kan het zien. Dan wil ik die volgende instanties bedanken. Die hospitaalpersoneel, papa gehaald in het hospitaal, die hospice, papa kom jaren van mama. Die begrafenis om een onderneming vullen, het was eerst gehaald van hem om die lichaam van bij de huis te krijgen. En dan ook achter, waar die begrafenis beachtig, ons ook dankie vir hulle. Ons het dankie aan Checkers, Checkers voor lekker blomme geskenk, dankie daar vir Checkers. Ons wil ook graag vir Appel wat die gebede daar by die huis gedoen het en dan ook 'n diensdag ons gedoen het Dinsdag.
En ook het ons donderdag rouwdienst staat in die kerk, broer Raymond Buur, hy die dienst, ons het dankie vir hom daar so. En dan ouderling André, wat ons ook hom bedank, hy het ook die dienst by die huis gedoen. En dan ook vir Dominee Eintjies, dankie by die dienst van vandag vir Dominee. En vir die gemeente van die kerk, dat die kerkraad, dat ons die kerk kan kry, die saal kan kry, dankie vir alles dit. En dan ook die mense daar rondom mama, daar naam en mama, wat alles so kom inloop. Allemaal dat kom kry, as jy stil, dat die leefstap en op. Dan is mama so stil, daar kom die bier mense, ou mama nie gesels. En mama se sterk body nou is my. Sy is nou sommer daar, mama baie kwaad is my, na my toe kom. Ja. Daarom word daar ja geen wat ander gefliek. En ek voel opmaak. Maar moeder en broeder gesê, ons het hulle almal dankie die mense wat al die mooie reikers gemaak het. En dan ook dankie aan James Staan Hoofklub, het ook daar was iets gespeel. Dankie vir hulle. Hy is so van Stellenbosch weer, as André se hoofmaat. Dankie vir James Staan. En dan ook op baie spesiale, dan weet mama het mense baie naby haar gemaak. Dat is maar een biefrol. Die dame nu, maar ook van Susan. Die eet daar aan Susan. Jij is niet gewoon aan Susan en mama. Dus ik kan Susan zo klein die het jaar of zo ouder is mama. Maar mama is die aan Susan erop. Dank je aan Susan. Zo dat ik dat van alle die dorp. Susan, Rika, zei mama, ja, dat ik die aan het afdoen. Maar Susan staat nog een mama op. En dan beter se ook wel kan ik wat in moe. Ja, ik kijk bij moe mama. Ik zeg ook goed aan die oorst die we nog lekker dingen hier van altijd doen. Mama was nog zeg maar ook. Maar je dan niet voor beter doen. Ja, dan mama ze van die tonen. Daar zo daarmee die alle mama weer op zo'n jouw zin die bij op zijn. Mama zijn rechterhand. Alleen doe maar niet betonen. Dankie vir haar, sy gaan al die medikasie van alle mense daar opvang. En sy kinders reg. Sy net dit is metode, dan kom jy die goed aan en sê, dan kom sy daar met so rasta. Medikasie, dit sê sy. Dankie sy goed hier, sy doen daarvoor. Nou wil ek net dankie sê aan die spesiale vrou, die school sisters. Jy weet, toe hulle nou inkom met papa hulle maar tawa tijd gekregen. Hij zei, moet je op haar en zei, dan papa, hij zei zomaar steeds voor, hij daar nog zo pas op, kijk papa zo. Kan zeggen, kan je schoenen? Ik kan het doen. Zei papa, ja, ik zit hier. Ja, maar op een sparen met de papa later staan. Papa is zoals hij is. Hij laat het niet vaak vallen. En zoals lang kind. Dan dat is een quick day. Dat is een quick day. En dan ook aan papa's familie daar van Heidelberg. Dank je voor de komst en die Zebra familie. Papa zegt, dus zeg maar, van die kant zijn wereld te verstaan. Alle verwijden van mij. Of is was 4 paren, dat is zo'n hobbes. Ons familie, dat is niks op elkaar. Ons is van Heidelberg. Zo, en dan ook die sisters en broers van mama en papa, dat is nou, zoals André net ook al zei, hulle is allemaal al mensen. Hulle sê nie, allemaal al mensen. Die Here spaar, dat is nie van mense wat die Here uitspaar. Wat na ons moet kyk. En dan ook mama se familie. En haar sisters en die ooms wat nog lewe, allemaal dankie vir julle. Dat we hier ook is voor mama. Dat is ook wat allemaal om mensen. En mama zegt dat. Mama is de jongste zuster van 60 nu. En die doet hoe ver. Daar wil ik zeggen aan het door. En die dit genoemd aan. En die doen mensen voor Purdy. Ons het ook begin een mooi band vormen. Ik wil het voor zeggen dankie. We ons doen die ding uitklaar onder elkaar. En hij heeft gezegd daar zo. Hij was zo blij.
dat hy verenig is met sy pa. Dit het al so lank gekom. En ons is dankbaar. Ons stap op 'n pad. Nou lekker saam, ons het die afgelope tyd by mekaar gekom en mekaar gekry. Dankie Daan dat jy alles mooi ontvang het. Bonnie, dankie vir jou by je buiten staan, ons wat heel reg. As dit so 'n publiek tussen ons en Daan, as ons braai, dan jy die man nie vlees. Maar ons kry dit, ons heel vlees vir ons. Dan ons het aan dit geloof van die Capri man. Wow. Jy kyk ons kom van die 81 af. Ja, dan ek is self, hy was Kowie was 10, ander was 9. Ons is op mekaar. As jy kon sê, hulle van papa is goed. Ja, dan is al die oud man. Ons het begin, toen ze nog klein. Ons was klein en papa was ons leier. Hy het vir ons, hy is voorste, ons is achterop. As ons as kindjies agter die man. En ek moet sê, daai tyd, as ons 'n game gespeel het, as sit papa langs sy veld, hy stel die veld van buite af. Hy sê van buite af, iemand waar staan. As staan jy nie daar nie, en jy verloor. Hy sê, nou, mama sê ook as ek aangekom het, jy het verloor, kan jy skerp kom jy na aan. Maar daai tyd die span bestaan as 'n familiespan. Dit was die 3 de Silboers. Dit was die 2 Adamsbroeks. Dit was die 4-5 Simons. En die 2 Lakys. Jeff en wat is nog? Erik. En dan die man wat die naam gekies het, Jack Pokier. Die Capri die naam gegeven. Ja, ze gaat oorlog maken, maar dat was al oorlog gemaakt. Maar die tijd toen papa in die rolstoel beland. Hij zei, nee, je kan me in die rolstoel stoot, ik moet dat eerst. Hij moet dus nog een stoot af. Ook tot later weer een beetje zwakker. Toen zei nee, ik ga het niet meer samen. Hij gaat nog een beetje doen. Dan wil ik afsluiten met die hero. Van die hele groep afsluit gedanken met die hero. Ons allemaal zijn hero. Was is een story. Dat is mama. Oh, mama. Mama kent voor papa nog 58 jaar. Ze die lange wassie. En mama was getrouwd 56 jaar met hierdie man. En ik moet zeggen, dankie mama. Ik kan niet inhou in een tijd. Wat ik hier sta, wat er al ooit mama en papa hoor strijden. Ik denk dat het niet is, maar die kamer die heb toegesloten. Maar ons weet niet daarvan. Zo respectvol was mama en papa dat ons moet die weet dat is verschil met elkaar. En ik geloof in die motto. Dit heb ik mijn volgers kunnen zeggen, kom ons staan in de stad. Maar dankie mama, weet mama. Nadat papa ziek geraakt, dat dit is 60, mama het 24 jaar en hij is ziek, man van onvoorzienbaar, ongezien, zonder om te klagen. Dat is een leeftijd, dat is, mijn zin nog zo niet zien. Zo alles kunnen zo, alle kom, toen was papa was. Zo alle keer niet van papa, zoals ons van papa keer. Kijk, papa had allemaal door gespierd, papa was aan zijn 40. Aan zijn 40, zo begon hij sport te maken. Tot op 60. Maar ik moet zijn mama niet goed opgevoed. En ik moet van mama nog iets zonder. Papa was dus bij je trotse man. Die dacht is het ook geïnteresseerd. Oké, ons komt niet uit, maar mama kon niet. Ons moet hem dragen en optillen. Maar de ene van die dag, het was iets ik geleerd, maar mama kan alleen hanteren. Ons komt maar later om schrijven zo aan te. En dan zei ik mama, Lola, jij niet meer optillen. Jij niet meer optillen. Ik blijf die kennis gaan doen. Dan zei mama, inderdaad, ik is dat ook goed. Nou, ik bleef niet langzaam, dan tel ik wat op. Zie je, ze hebben misschien nog maar dat tellen. Maar dankie mama. Ons het ook die tijd, ik denk die hele komt papa zo lang nog geleefd. Als papa
Mama het een kos gegee, ek weet nie. Sy sê sy ry na City. Hy het die woord opgegee, as ons op saam gekyk het, en papa kom, dan vraag jy sy voorgerecht, dan een hoofdgerecht, dan een nagerecht. Maar as ek vraag het, dan vraag jy aan Lola was wat hy doen. Hy het van die gekomen, tot hy is toe gehad, maar hy het goed geweet. Tot op sy laaste tijd sê ek, ja, papa jy het goed behoor, kos op, maar dankie, Nana, vir die mooie tijd, en jy nou moet kyk, hier het hospitaal kom laas hier, of 2 weke of 3 is een hospitaal, mama, en Lola, ek sien, jy is moeg, ek het ook gesien, mama, moeg, papa is op pijn haar, echt, kom ons het vandaag wat in Bramkees zit. Dat kan deze video, is toch voor 14 dagen. Mama, kom ons goed, wat dan ons? Ons het mama, dus, dat lag op je, dat papa kyk. En laatst week een maand dat ik kom bij mama, toen zei mama, weet je my kind? Ik denk, hoeveel mama nou schuldig? Ik ga die man, daar kijk tot hij dood. Ik wil hier in Bramkees. Die maandag, die donderdag stil. Ja, zeg mama, maar ik heb geweet, die Heer het geweet. Hij moet bij mama. Mama is glad die gevoel, wees dit toe. Mama, aangauw en uitgauw. En ja, mama was vroeg. Mama, dankie Heer dat hij, ons sê dankie Heer, dat die Heer ons papa kon. Maar die laatste tijd was nog een beetje moeilijk, want wat dan was, kon zien. Papa het wel een beetje zwaar, ik kan niet helemaal vatten, dus ik ben aan zo. Maar mama had veel ook dan. Mama had gekeken naar papa. Hey, mama, ik wil afsluiten. We as a children, we as a family, we as a community. We salute you and I thank you. Ik moest nou op het stadium zitten die loer door die kansen op de kijk is het iemand altijd zo stil dat ik dan pa dat die wordt die bedanken is wat die dan ook naar de muziek van mij kan ik dus zo zeggen aan die einde gekomen van ons dienst hier in de kerk en ons gaan met elkaar samen staan dan gaan ons gezamenlijk met elkaar zingen gezang 4 op ons programma en dan gezang 55 op het scherm. So ons gaan die Engelse vers 1 sing van gezang 4, Grace Thy Faithfulness en dan sing ons die tweede gedeelte van gezang 55 sing ons die tweede vers dan van die Afrikaans gezang 55 So die eerste vers in Engels, dat is gezang 4 op die program en dan Afrikaanse vers 2 gaan ons dan met elkaar sing. So ons begin in Engels en dan sluit ons af in Afrikaans. Kom ons staan met elkaar saam en dan sing ons dan Grace Thy Faithfulness.